En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik te sit by daai sin. Die vlamme van vuur het op elkeen van hulle gaan sit. Dink net wie die mense was. Hulle was nie 'n kamer vol geestelike helde nie. Hulle was bang, verwarde mense. Mense wat Jesus met hulle eie oë dood gesien het, en toe lewend, en toe weg. En nou sit hulle in 'n vertrek en weet nie regtig wat volgende gebeur nie. Dit is op wie die vuur neergedaal het, op elkeen van hulle. Nie op die mees geestelike in die kamer nie, nie op diegene wat dit die meeste verdien het nie, maar op elkeen. En ek wonder vandag hoe die vuur in jou lewe brand, of nie brand nie. Want voordat ons by Pinkster uitkom, wil ek 'n eerlike vraag vra, omdat ek glo ons moet eerlik wees oor die toestand van ons eie hart, voordat ons iets nuut kan ontvang. Baie dinge kan die vuur van ons hart uitdoof. Ek het so baie mense die afgelope tyd gesien, wat eenvoudig uitgeput, moeg is. Hulle is nie ongelowig nie, hulle is net moeg. En die moegheid doof die vuur. Dis nie 'n geestelike mislukking nie, dis net vir hulle 'n menslike werklikheid. Verhoudings wat deur pyn gaan, veral wanneer jy worstel in 'n verhouding wat net nie wil regkom nie, en jy al so lank worstel, jy het net nie meer krag of hoop nie. Finansiële druk, wanneer jy elke maand begin met angs en elke maand eindig met dieselfde angs. Angs doof die vuur uit. Depressie doof die vuur van ons harte uit. En hartseer. Nou jy ken jou eie lys. Jy weet wat die dinge in jou lewe is, wat die vuur in jou hart die meeste begin uitdoof het. Die disippels in daardie boonste vertrek het gewag, verlangend, hopend, bidend. En ek dink dit moes moeilik gewees het om te wag sonder om te weet wat kom, of wanneer, of hoe. Maar hulle het nie opgegee nie. Hulle het mekaar opgespoor, aangespoor en was eendragtig by mekaar. Jesus het gesê, die Vader gee die Heilige Gees aan elkeen wat vra. Nie aan elkeen wat reg is nie, nie aan elkeen wat genoeg bid nie, aan elkeen wat vra. En vandag wil ek jou nooi om te vra vir 'n nuwe aanraking van sy Gees, vir 'n hart om weer te begin brand. Miskien is daar mense op jou pad, ander disippels, wat jy ook kan na uitreik en vra, bid saam met my, vra saam met my, en ontvang saam met my die gawe van sy Gees. Amen.